moeilikste goed om te doen is om iemand aan die dood af te staan, 'n familielid of 'n kind, seun, dogter, vriend, boetie of ouer. Hoe ek al dit sê, die dood is nooit maklik nie. En van die goed wat my die meeste grief, is wanneer ek by 'n begrafnis kom of saam met mense op pad stap en ander mense sê vir hulle, weet jy, God vandag sy mooiste blom kom pluk. Of weet jy, die Here het sy mooiste engel kom haal vandag. Of weet jy, God het hulle nodig gehad in die hemel. Hoor jy my vriend, dit grief my, en ek seker van dit grief God se hart ook, want nommer 1, ek en jy is nie 'n blom nie, en God is nie 'n tuinier nie. Nommer 2, ons is nie engele nie, ons is seuns en dogters van God. En nommer 3, hy het ons nie nodig in die hemel nie, hy wil ons daar hê. Daar's ontelbare, duisende, miljoene, triljoene, ek weet nie waar ontelbaar opeindig nie, engele in die hemel, wat in diens van God is. Hy het nie my en jou nodig om gou 'n bank te skuif en 'n vloer te vee, of wat ook al ons daar bo moet doen nie. Ons gaan worship as ons daar kom, in ewigheid tot ewigheid, gaan ons monde oophang, in verwondering van hoe groot en amazing God is. Hy kom pluk nie sy mooiste blom nie, hy het nie sy mooiste engel kom haal nie, en hy het jou nie nodig in die hemel nie, hy wil jou daar hê. Jy is sy seun of sy dogter, en hy is jou pa, hy is lief vir jou. Nou loop ek en jy dalk rond, en ons vertel vir ander mense, God sy mooiste blom. Nou gee ons God skuld vir die dood van iets wat op aarde gebeur het. Hoe weet ons? Dis God se skuld. Het God die dronk ou in jou kind laat vasry? Het God die dronk ou in jou oom en tannie se kar laat vasry? Of was dit God se skuld? Nee, maar wanneer jy vir iemand sê, God het sy mooiste blom kom pluk, God het 'n engel kom haal, en God het jou nodig daarbo, dan sê jy dat dit God se doene en late was, en jou kind weggevat, of jou pa weggevat, of jou vrou weggevat, of jou man weggevat, is God se skuld, hy het dit kom doen, dis sy skuld. Nee, die Bybel sê, die dief kom om te slaan, slag, steel, verwoes, in Engels sê, kill, steal and destroy. Die dief kom slaan, die dief kom slag, die dief kom steel, die dief kom verwoes, nie God nie. Dis nie God se skuld nie. Wat ek vas kan glo vandag is, God het hulle dalk nie kom haal nie, maar God het hulle ontvang. Hy ontvang hulle in die koninkryk in. As hulle hom geken het, hulle is weergebore, gees vervolg, hulle het Jesus gevolg met hulle hele hart, dan ontvang hy hulle in die koninkryk in. Hy kom haal hulle nie, hy kom ontvang hulle. Maar daar sal 'n dag aanbreek, wat Jesus terugkom op die wolke, om ons te kom haal, die wat in hom geglo het, die wat gered is, die wat gees vervuld is, die wat met die hele harte Jesus gevolg het. En daai dag kan enige dag wees. Die Bybel sê ons weet nie wanneer daai dag is, Jesus self weet nie eers nie, maar daai dag kan enige dag wees. En vandag wil ek jou bemoedig, dat as jy iemand aan die dood afgestaan het, was nie God gewees nie. God is nie kwaad vir jou nie, God het nie mense by jou kom haal nie, God het nie 'n engel nodig gehad nie, God het nie, wie ook al dit was, nodig gehad nie. Hy wil daai hê, en hy het hulle ontvang. Maar, dit was nie hy wat kom slaan, slag, steel en verwoes het nie. God is God van lewe, God van liefde, God van vrede, vreugde en oorvloed. En in jou tyd van rou wil ek jou vandag bemoedig dat God met jou is. Hy's naby die gebroke hart. Hy's naby jou en hy bring genesing vir jou en jou familie, en ek wil net saam met jou bid. Vader, ek dank U in die naam van Jesus vir elke persoon wat hier luister, wat dalk iemand verloor het of afgestaan het in die dood. Dit grief my hart wanneer mense sê dat U dit kom doen het, dat U die een is wat kom steel het, dat U die een is wat kom vat het, dat U die een is wat iemand nodig gehad het. Jesus, ek weet U wil ons hê by U, en ek dank U, Here, vandag dat U vrede die families wat deur rou gaan sal oorweldig soos nog nooit tevore nie, wat verstand te bowe gaan en wat genesing bring, want U het gesê U is naby die gebroke hart, en dat U vandag genesing tot elke gebroke hart sal bring in die naam van Jesus.